So in die beplanningsproses vir die lang pad het ons die 2 weke voor ons in die pad val 'n pre-production tydperk waar ons beplan en ek is saam met Michelle al die uitrustings gaan source wat ons sal gebruik op die lang pad. So in hierdie 2 weke tydperk sal ons dan al die pakkies bymekaar kry, aanpas en dit sal dan gefinaliseer wees voor ons in die pad val, omdat ons baie in areas is waar daar baie klein dorpies is en daar nie klere tot ons beskikking is nie. Ons werk dan 'n skedule uit van waar elke pakkie gedra gaan word vir elke boer se plaas en dan om seker te maak dit lyk reg vir elke episode wat uitgesaai word, dat ons nie pakkies het wat dieselfde kleure of patrone het in dieselfde episode nie. So in die pakproses het ek al die uitrustings in individuele Ziploc sakkies gesit. Want wanneer ons ry, is nogal baie stofpaaie en die stof bly ongelukkig nie buite die tas nie, dit kom soms binne. So dis 'n lekker manier om die klere te beskerm, maar ook om alles georganiseer te hou en kop te hou. So wanneer jy dan op 'n plaas aankom, dan pak ek half die nodige goedjies vir die week uit. Ek sal dit stryk of stoom en dan die res van die goedjies dan in die tas bly en jy weet presies watter pakkies dan om uit te haal en uit te pak. Okay, 'n paar interessante feite oor klere en die klere wat ons gekies het vir Michelle, soos op baie graag vir haar hierdie jaar 'n unieke styl geskep het wat haar persoonlikheid weerspieël wie sy is. En dan is daar 'n paar goedjies wat mense gedagte hou, soos patrone. Mense kan nie baie fyn patrone of baie besige patrone gebruik op skerm nie, omdat dit partykeer oorweldigend is wanneer mense dan vir die skerm kyk. Sekere klere is ook baie moeilik om te gebruik op skerm, soos byvoorbeeld wit is baie moeilik om te belig. 'n Val pink sal soms verdwyn of 'n val bruin, wat dieselfde toon as mense vel is. So mense hou al daai goedjies in gedagte. Materiale wat te blink is ook baie moeilik op skerm. So is baie interessant en dit maak die sourcing proses baie lekker. Want mense moet reg soek vir goedjies wat gaan goed werk en dan wat ook in Michelle se styl is. So ons het reg baie pret gehad om te soek vir unieke items wat gaan werk by Michelle, maar ook wat sal werk op skerm. So ons het ook 'n paar stand-by outfits, soos ons dit noem. Want partykeer lyk iets baie mooi in persoon of dit lyk mooi wanneer ons dit aantrek, maar wanneer ons dan op kamera verskyn of Michelle op kamera verskyn, sal dit dalk nie noodwendig reg lyk. Die kleur sal verdwyn of die patroon sal oorheersend wees of dit sal net nie werk in die omgewing waar ons is nie. So ons het altyd 'n paar stand-by outfits wat ons sal saamneem plaas toe, wanneer ons nou wel na die boer toe gaan. En dan het ons ook 'n baie oulike stileringssakkie by ons, wat vol naald en garing en pleisters en enige ding denkbaar, vislyn, wat ook al jy kan dink daarin is, sodat ons wanneer daar 'n glipsie is of ietsie wat skeer of fout gaan of seermaak, dan kan ons dit vasplak of toewerk of toeknyp of vassteek of wat ook al nodig is om die situasie dan te red.